Here Jesus, baie dankie dat ons kon opdaag hier vanoggend vir hierdie erediens. Dankie dat ons hier is met ons gedagtes, met ons harte, met ons lewens om U te aanbid. En dis wat ons kom doen net met hierdie paar liedere net nou en ook hierdie loflied om U te eer as die hemelvors. Uit liefde het U nader gekom, het U aangekom. En jy's ons wat wagtend is in hierdie adventstyd, wag vir iets om te gebeur. Dankie Here dat ons hier kan sit ook met ontvanklike harte. Ons harte is oop, ons lewens is oop om ook te hoor wat U vir elkeen van ons wil sê. Ons glo dat U hier teenwoordig is, deur U woord, deur U gees, maar ook deur U liggaam, die kerk. En kom wees besig met elkeen van ons in hierdie volgende oomblikke. Amen. En ons is dankbaar dat die Here met elkeen van ons besig is. Hy is met elkeen van ons op 'n reis. En daarom is ons ontvanklik vir dit wat hy vanoggend ook vir ons elkeen wil gee. Hierdie afgelope tyd is ons besig met adventstyd. En dit is nou die 4de Sondag en ons het elke Sondag mekaar herinner dat advent kom van die Latynse woord adventus. En diegene van julle wat nou elke Sondag hier is, ek gaan nie nou vir julle weer vra nie, want ek is half so 'n bietjie huiwerig dat julle nie onthou presies dit wat dit beteken nie. Maar dit is op die bord en adventus beteken koms of aankoms. En juis in hierdie adventstyd word almal van ons herinner dat Jesus het gekom. In die tweede plek word ons ook herinner dat Jesus is steeds elke dag besig om na ons toe te kom. Maar ons word ook herinner in die derde plek, Jesus kom eendag weer. En ons tema vir die boodskap vanoggend is adventstyd, ingenooi tot verwondering. Ons praat met mekaar oor verwondering. En ons gaan saam lees uit Lukas 2 vanaf vers 15 tot en met vers 20. As ons praat oor verwondering, dit is juis die gedeelte waar die engel verskyn het aan die skaapwagters met daai groot aankondiging in vers 11. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dan is daai losbreek van die engelekoor wat die Here besig is om te loof en te prys. En dan lees ons vanaf vers 15. Nadat die engele van hulle af weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar, kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Tot sover vers 20. Ons kernversie vanoggend vir die boodskap is almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Ek wil begin vanoggend juis met 'n stelling en dan kyk jy maar net of jy met hierdie stelling saamstem of dalk nie saamstem nie. Maar daar is iets omtrent kinders en Kersfees. Ek het 2 klein kinders, die een is 6 jaar oud en die ander een is nou 1 jaar en 'n half. En hulle kom oor 2 dae kom hulle vir ons kuier. Maar vir die kleintjie, die een van 1 en 'n halwe jaar, is dit eintlik sy eerste Kersfees.
wat hy nou gaan hê as mens, veral dat hy nou so 'n bietjie meer mens is op 1,5 jarige ouderdom. Maar ek kan regtig nie wag om te sien hoe hierdie 1,5 jarige Kersfees gaan beleef nie. Hou jy bietjie klein kindertjies dop, dan sien jy dat hulle maklik ons, veral ons groot mense, kan vat na 'n totaal en al ander wêreld toe. Hulle raak nog opgewonde oor Kersfees. Hulle raak nog opgewonde oor Kersfeesvader, wat ou Kersaand, soos in normale gesinne se huise, gaan opdaag met 'n groot sak geskenke. En daai Kersfeesvader deel net geskenke uit. En dit lyk baie keer asof daar nog is en daar is nog. En hou jy kindertjies dop, dan sien jy hulle oogies rek baie keer so groot as hulle liggies sien. En daar is baie keer sterretjies in hulle eie oë as hulle ander sterretjies sien. Ek sien die afgelope tyd hele paar kindertjies wat gaan staan voor 'n groot Kersboom in die winkels wat so mooi opgemaak is, ook met Kersfeespresente daaronder. Hoe hulle oë rek en hoe hulle net gaan staan en dan kyk hulle net vir hierdie groot Kersboom. Dis mos kindertjies wat in vervoering raak hierdie afgelope tyd oor die Kersmusiek, die liedere wat ons sing hierdie afgelope tyd. Dis kindertjies wat baie nuuskierig is om te gaan loer wat se Kersfeespresente daar onder die Kersfeesboom lê. Nou in die eerste diens vanoggend, 8:00 was ons toe nou nie, was ons hier, ons was nie in die amfie gewees nie, maar 'n hele paar kinders het hulle hande opgesteek en erken. Hulle is die kinders wat mag gaan loer na die Kersfeespresentjies wat onder die boom is met hulle name op. En daar is van die oumas ook wat al seker gaan loer het wat daar onder die papiere toegedraai is. Maar dit tref my, kinders bly nuuskierig. Hulle wil graag ook ontdek. En daai aand as hulle daai Kersfeespresente oopmaak, hou hulle bietjie dop. Hulle maak dit so vinnig oop. En dan sê hulle, die eerste diens het al die mense mooi saam gepraat. Hulle sê dan, wow, papa, mama, wow, wow, as hulle daai Kersgeskenke oopmaak. Die eerste Kersfees het oor 'n babatjie gegaan, oor sy geboorte. En ons lees dan ook in die evangelies, wat ons eintlik met die verhale ook na 'n totaal ander wêreld toeneem as waaraan ons daagliks ook gewoond is. 'n Wêreld van sterre, 'n wêreld van skaapwagters, engele sang, musiek, koormusiek, geskenke, wyse manne. 'n Ander wêreld waarna ons dikwels geneem word. Maar ons kan maar weer eens hierdie jaar vir mekaar vra, maar waaroor gaan dit alles? Waaroor gaan dit alles? Wie is hierdie kind? Wie se aankoms ons juis gedenk met Kersfees? Vers 11 het vir ons gesê, vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. Die engel sê eintlik deur sy naam, sê hy waarom hy gekom het, hoekom hy gekom het, wat hy eintlik kom doen het. Hy gee ook vir ons iets weer van sy identiteit. Hy wat gebore is. Hy is die verlosser. Hy is Christus. Hy is die Here. Maar in sy naam, het julle gesien, in sy naam kry ons ook dit wat ons as mense verskriklik nodig het. En hierdie aankoms van hierdie kindjie
het hierdie skaapwagters baie nuuskierig gemaak. Soveel so, het julle gesien, dat hulle alles gelos het. En toe gaan soek hulle. Hulle gaan op 'n soektog. En dan het hierdie soektog hulle op 'n plek gebring van verwondering. En die verwondering het oorgegaan in aanbidding. En dis wat verwondering doen. Verwondering gaan oor in aanbidding. En weer eens, hierdie jaar, in Adventstyd, word ons uitgenooi, ingenooi, tot verwondering. En ek wil kortliks saam met julle net 2 vrae vra. Wat is verwondering? Kom ons deel dit met mekaar. En die tweede vraag is, hoe kan jy op 'n nuwe manier, vars manier, verwondering ervaar in jou lewe? Wat is verwondering? Het sou lekker wees om 'n hele paar antwoorde te hoor waaraan julle dadelik dink. Maar kom ek praat gou net met die manne, die pappas wat hier sit. Hier's baie van julle. Kan julle nog onthou toe jy in graad 10 was? Net 'n paar van julle wat so skud. Maar dit is nie so lank terug nie. Toe jy in graad 10 was, dis die ou graad 8, standaard 8, nou graad 10. Toe jy in standaard 8 was, op 'n mooi dag, het jou oog gehardloop so oor die meisies in die klas. En toe op 'n stadium, toe stop jy by net een meisie. En dit is asof jy die eerste keer haar raak sien. En jy kyk vir haar, en jy kyk weer vir haar. En jy kan nie glo dat sy al eintlik 3 jaar saam met jou in die klas sit nie. Maar toe jy weer kyk, toe sien jy, sy is dan regtig beeldskoon. Nee, beeldskoon is 'n understatement. Dis 'n engel wat hier sit in die klas. En dis vir jou 'n verrassing toe jou oë oopgaan. Want jy het dit nie verwag nie. Dat hierdie beeldskone meisie in jou klas sit nie. En sy verbaas jou. Jou mond hang oop. En ek gaan nou nie sê wat hier langs jou mond afgeloop het, soos ek in die eerste diens gesê het nie. Dit gaan ek nou daar laat. Maar jou mond hang oop, terwyl jy kyk en weer kyk. Dit is eenvoudig 'n ervaring van verwondering. Die Engelse praat daarvan is I was stunned. Ek was net sprakeloos. Of I'm in awe. En 'n mooi Engelse woord is daai woord I'm in awe struck. Ek is net sprakeloos. In goeie Afrikaans noem ons dit daai wow ervaring. Ek wonder nogal wie van ons pappas het met daai een van graad 10 het julle getrou. 1, 2, hier's 'n hele paar van julle. Eerste diens was daar 'n groot klomp manne gewees wat hulle hande opgesteek het. Of julle hoef nie nou julle hande op te steek nie. Wie van julle het gewens jy het met haar getrou? Maar kan ek jou vanoggend vra, wanneer laas het jy net hierdie ervaring van verwondering gehad? Wat het dit aan jou gedoen? Wat is die effek op jou lewe? Dalk was dit miskien toe jy voor 'n pragtige kunswerk gestaan het. Dalk was dit miskien 'n lied in 'n erediens wat jy gehoor het. Dalk was dit 'n bepaalde musiekstuk op die radio of op die TV. Dalk was dit iets in die natuur, die sonopkoms. En veral as daar wolke hier in die lug, het ons sulke fantastiese sonsondergangs. Dalk was dit toe jy net daarna gekyk het, wat jy daai ervaring van verwondering gehad het. Maar wanneer laas het jy hierdie ervaring van verwondering gehad?
Daar is al baie navorsing gedoen oor hierdie ervaring van verwondering. Nou van die navorsing leer vir ons dat verwondering is eintlik 'n baie goeie teenvoeter vir verveling. Dit is nou as jou lewe oor en oor maar dieselfde is. Jy weet presies wat om te verwag as jy die dag op 'n maandag begin het. Verwondering is 'n wonderlike teenvoeter vir die verveling in ons lewens. Maar verwondering is ook 'n wonderlike teenvoeter vir oppervlakkigheid. Oppervlakkigheid is as jy op 'n plek in jou lewe kom en daar's niks meer wat jou regtig verbaas nie. Niks is meer vir jou interessant, niks is meer snaaks vir jou nie. Alles is mos so bekend. Ek is nogal baie keer in bepaalde gesprekke waar ons praat oor die voorspelbaarheid van die lewe. Ons lewens het dan so voorspelbaar geword. Ons weet eintlik letterlik alles. Ek bedoel, as jy iets wil weet en jy wonder oor iets, dan is jou selfoon byderhand. En dan Google jy vinnig. En dan kry jy antwoorde of meer inligting daaroor. En as jy nie jou selfoon het nie, by die eerste diens het hulle my baie mooi gehelp, dan is jou vrou daar. Jou vrou wat omtrent alles weet. Maar omdat ons so maklik verval in verveling, oppervlakkigheid en voorspelbaarheid, kry ons vir Paulus, waar hy baie ernstig praat met die jong Timoteus. Jy's in die Message vertaling, sê hy, "But you, Timothy, man of God, run for your life from all this. Pursue a righteous life, a life of wonder." Jaag 'n lewe na van verwondering. Streef daarna. Maak dit jou passie as volgeling van Jesus om verwondering te ervaar. Wat nogal belangrik is, dat ons moet 'n onderskeid maak met 'n ervaring wat baie dieselfde is as verwondering, maar wat nie dieselfde is nie, en wat heeltemal anders is. En ons praat van daai ervaring van verbasing. Ons lees dan juist daarvan in Lukas 2, waar Jesus daar in die tempel as jong seun is. Dan lees ons, almal wat hom gehoor het, hoe hy praat met mense, was verbaas oor sy insig en sy antwoorde. 2020 vertaling lees ook, almal wat na hom geluister het, was verstom oor sy insig en sy antwoorde. By verwondering word jy eintlik oorweldig deur iets wat groter is as jouself. Verbasing is eintlik eerder 'n beoordeling van binnekant af. Verwondering is iets wat jou kom oorweldig van buitekant af. Verwondering is to be amazed. Jy kan nie dit wat jou in verwondering laat gaan, kan jy regtig beoordeel nie. Want dit beoordeel eintlik jou. Verwondering is eintlik 'n totale positiewe ervaring. As ons dink aan verbasing, kan positief en negatief wees. Iemand kan iets doen en dan dink jy negatief daaraan, en hoe kon jy dit gedoen het? Of dalk miskien positief, ja, hoe kry jy dit reg? Hoekom is die onderskeiding tussen verwondering en verbasing juis in die Bybel ook vir ons nogal belangrik? Want ek dink eenvoudig ons moet verstaan dat verwondering kan jou lewe ingrypend verander. In 'n ervaring van verwondering bly jy nie dieselfde nie. Maar in 'n ervaring van verbasing kan jou verbaas en dit kan jou net weer verlaat en jou net so koud los. Laaste vraag. Hoe kan jy verwondering ervaar in jou lewe? Hoe kan jy dalk by hernuwing
dink daar seker 'n hele paar maniere en julle sou goed kon 'n bietjie nadink daaroor as julle vanmiddag lekker om 'n etenstafel sit nadat die pa van die huis lekker gebraai het om oor hierdie vraagie te gesels. Hoe kan ons meer verwondering ervaar in ons lewens? Maar ek dink die grootste van alles is om hierdie werklikheid te ontvang soos 'n kind. Ek dink dis die groot uitnodiging. Trek weer jou kinderskoene aan in hierdie adventstyd. Dis tog die bekende woorde van Jesus. Dit verseker ek julle, wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Kom ons sê weer vir mekaar, wat is die koninkryk van God? As jy in die koninkryk van God leef, dan leef jy saam met Jesus. Elke dag. Dan leef jy saam met Jesus in 'n diep verhouding. En in hierdie verhouding beleef jy hom as die verlosser, Christus, die Here. Lukas 2 vers 11. En die enigste manier hoe jy daar inkom, is om weer soos 'n kind te word. Om alles soos 'n kind te ontvang. Wat sou dit beteken vir ons prakties? Ek het seker 'n hele paar aspekte waaraan ons kan dink oor kind wees, wat ons nogal kan help om die koninkryk van God soos 'n kind te ontvang. Maar iemand sê vir my nou die dag, as 'n kind aan Vader Kersfees of aan die tandemuis glo, dan kan jy op jou kop staan of jy kan hoekom met fantastiese redenasies. Maar hy kind gaan bly glo aan Vader Kersfees en ook 'n tandemuis. Ons sê as 'n kind so glo, dit is naïef. Dit is mos naïwiteit. En ons almal sal saamstem. Kinders moet groot word, hulle moet ontwikkel, hulle moet volwasse word. Volwasse om op so 'n plek te kom dat hulle nie meer werklik glo aan 'n Vader Kersfees nie en ook nie 'n tandemuis nie. Maar die wonderlike is wat ek raak gelees het die vorige week in my voorbereiding, die sielkundiges oor die algemeen praat oor 'n tweede naïwiteit. 'n tweede naïwiteit wat volwasse groot mense kan ontwikkel in hulle lewens. 'n tweede naïwiteit is eenvoudig om op 'n plek te kom in jou lewe waar jy vir jouself sê, maar dalk is daar nie 'n Vader Kersfees nie. Dalk is daar nie 'n tandemuis nie. Dalk is daar nie 'n Spider-Man of 'n Superman nie. Maar ek gaan leef asof dit waar is. En enige oupa met hierdie tweede naïwiteit sal nie omgee om op ou Kersaand daai warm Vader Kersfees pakkie aan te trek en Vader Kersfees te speel nie. Oupas en oumas gaan nie omgee om saam met die kleinkinders Spider-Man flieks of Netflix weer eens te kyk nie. Ons kan as volwassenes kinderskoene aantrek deur 'n tweede naïwiteit. Maar 'n tweede naïwiteit help ons nie soseer om te glo nie. Maar dit help vir ons om net weer bietjie terug te gaan in ons kinderskoene. Om die koninkryk van God te ontvang soos 'n kind. En as ons dit kan doen, dan kan ons mos sê, ek glo, vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee, hy sal heers, en hy sal genoem word, wonderbare raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Dan glo ek, Jesus is ook my ewige Vader. Dan kan ek ook glo, dat Jesus deel geskenke uit, vir sy mense, om te ontvang, en hy gee nog, en sy sak het nog, want hy is ons ewige Vader. Jesaja 9 vers 5. Dan glo ons mos,
Jesus is die lig vir hierdie wêreld. En dalk is jy op hierdie oomblik in moeilike omstandighede. Dalk ervaar jy iets van die duisternis waarvan ons lees in die Bybel. Dalk is jy in sulke omstandighede, maar jy kan glo dat Jesus is die lig vir die wêreld. En in Johannes se verhaal van die koms van die woord, die Logos, Jesus wat gebore is, hy het gekom om vir ons lig te gee. En vers 5 Johannes 1, die duisternis kon daardie lig nog steeds, tot vandag toe, nog nooit uitdoof nie. Dit skyn in die duisternis. En juist dan ook, in hierdie adventstyd kan ons glo, dat agter dit alles wat ons sien, hierdie realiteit, is daar 'n God wat besig is om te werk. Al sien ons hom nie, al hoor ons hom nie, al voel ons hom nie altyd nie. Hy is besig om te werk en hy is besig om dinge so te orkestreer en bymekaar uit te bring. Tot voordeel van sy koninkryk en tot voordeel van mense wat in sy koninkryk lewe. Dit is God se realiteit waarin ons kan glo. Julle weet, hierdie afgelope tyd sien ek nie net in ander mense so seer nie, maar in my eie lewe, dikwels hierdie tendens raak, dat ons as mense het al so ontwikkel. Ek wil sê, ons het oorontwikkel geraak. En dan voel ek baie keer, en ek sien dit ook in ander mense, wat naby my leef, en die lewensreis met my deel, dan sien ek ook, maar ons het soveel goed uitgesorteer. Dit voel of ons mense uitgesort het, wat in ons huise woon. Ons het selfs vir God uitgesorteer. Ons weet presies hoe hy werk, en waarom hy so werk. Maar wanneer ons juist op daai plek kom, dat ons voel, maar ons het nou alles uitgesorteer, en ons het juist vir God uitgesorteer, dan raak ons so maklik, krities en sinies oor kleinighede. Goed wat nie so belangrik is in die lewe nie. En dan beland ons maklik in 'n groef van onvergenoegdheid. Ons soek fout in enige iets. En as daar nie 'n fout is nie, dan maak ons somme dat daar 'n fout is. Maak seker daarvan. Dis ons kindertjies in ons huise. Dis in ons klein kindertjies se lewens. Wat hulle ons weer kan leer om soos 'n kind te raak, in nederigheid, te aanvaar dat ons het nie al die antwoorde nie. Ons weet nie waarom dinge gebeur wat nie moes gebeur het nie. Ons kan weer soos kinders raak wat nuuskierig genoeg is om oop te wees sodat God my weer hierdie jaar op 'n nuwe vars manier kan kom verras. En dan sodat ek weer kan oorgaan in 'n ervaring van verwondering. Ek sluit af met hierdie vers 19. Maria kom wys eintlik vir ons die diep geheim van 'n lewe van verwondering. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Wat lees ons hier? Ons lees dat Maria het agtergekom, maar daar is baie meer in hierdie wêreld as wat haar oog kan sien. Daar's baie meer as wat ons kan waarneem. En wat doen sy? Sy ontvang dit soos 'n kind. En dan gaan leef sy daarmee. Mag ons juis met die koms van Jesus uitgenooi word, ingenooi tot verwondering, sodat ek en jy ook, dalk miskien ou Kersaand, of dalk is dit op die 25ste Desember, op Kersdag, dat jy ook saam met al die kindertjies kan sê, wow, wow, wow. Amen.
Dankie Here vir u woord, dankie dat u ook vanoggend na ons toe kom deur u woord. Dankie dat u met ons praat oor verwondering. En juis ons behoefte, ons nood aan nuwe ervarings van verwondering in u. Ons verstaan nie alles nie, ons het nie al die antwoorde nie, maar Here, ons vertrou u, dat u ook na ons toe sal kom. En dan kies ons ook vandag, om te bly glo, dat alles wat ons sien, is maar net rigtingwysers, van 'n groter realiteit, dat u besig is, werksaam is, in ons lewens, om dit wat in plek gebring moet word, om dit in plek te bring, sodat u koninkryk kan kom. Dankie Here vir die mense saam met ons, dankie vir die familie wat hier kuier, dankie dat ons lekker met mekaar kan kuier. En Here, ek wil u ook vanoggend eer ook, ek het vanoggend gehoor, toe van die kunstenaars, dit wat 100.000 rand geskenk het, van die konsert gisteraand op die Amfi, jy's verdroogde hulp. En baie keer leef ons maar net so salig onbewus van die plase hier rondom ons wat erge droogte ly. En ons bid Here dat u reën sal stuur. Stuur reën Here, ook vir hierdie omgewing wat dit so nodig het, vir die diere. En dankie Here dat ons hande kan oopmaak, sodat ons ook in hierdie volgende tyd ontvanklik kan wees vir ervarings van verwondering. Amen. Hierdie diens dan ook afsluit met ons laaste lied, die lig kom na die wêreld. En kom ons eer die Here met vers 1 en ook vers 2, liedboek 353. Dan bly ons staan en ontvang ook so dan die seën van die Here. Daarmee sê ek ook baie dankie vir Kobus wat hier by ons gekuier het met die trompet saam. Ons waardeer dit regtig baie en mag julle almal 'n wonderlike Sondag geniet, ook saam met julle mense en ook lekker kuier. Ontvang ook so die seën van die Here. Want as ons die seën van die Here ontvang, dan seën ons mekaar juis met die wete en die sekerheid dat die Here self gaan saam met julle elkeen. Amen.